saam met my vandag in die Reine Wynheid die fout en kwaliteit in wyn. Ek het twee gaste saam met my hier in die ateljee wat vir ons gaan help om wyn te analiseer, maar in jou glas, hoe weet jy 'n wyn is gekurk? Wat beteken dit? Waar kom dit vandaan? Hoe ruik dit? Hoe smaak dit? Wat is oksidasie? En hoe word oksidasie voorkom, verwerk, teengewerk? Ons proe 'n paar wyne waar jy baie duidelik kan ruik. Iets is fout, maar wat is fout? Hoe werk die versekeringseise ook vir die groot verliese en skade wat wynplase soms ervaar? En wat is kwaliteit wyn? Hoe lyk dit? Hoe presenteer dit in 'n laboratorium? En deur die palette en sensoriese reseptors van ons gaste hier in die ateljee. Legendariese Lofty Ellis wat saam met ons hier kuier, en dan het ons ook vir Dr. Karin Coetzee. Hulle werk saam om mense te help om daai fout te vind, te help om dit op te los indien moontlik, en natuurlik ook vir hulle te help met die toekoms en hulle kwaliteit wyne. Baie welkom by die Reine Wynheid. Voordat ons kom by my wyn van die week, ook daai een persoon wat ek genader het vir sy gunsteling wyn op hierdie stadium, het ek wel besluit om in te loer daarso by Van Loveren Plaas. Nou, hulle gaan vir ons perspektief gee op daai hele streek. Ek het ingeloer by Philip Retief as die hoofuitvoerende beampte. Daar's geweldige verlies en skade wat plaasgevind het in daardie streek. En ek het vir hom gevra om vir my bietjie weier te praat. Ons weet daar by Springfield is daar 'n hele Sauvignon Blanc aanplanting heeltemal verloor. Groot skade, ook in mense se huise. Maar die implikasies in die wingerd, verwelkom ek vir Philip Retief. Philip, vertel ons van die skade van die storm wat julle daar ervaar het. Hi Martelies, dankie vir die geleentheid om 'n bietjie te kan gesels oor die onlangse vloede in die vallei. Dis nou Robertson en Bonnieville grootendeels, natuurlik Woester ook, en laer af tot in Swellendam en Malgas. Ja, ek dink die eerste ding is dat hierdie vloed ongekend was. Ons natuurlik baie gesprekke rondom dit, en as er baie, hoe sal mens sê, doomsdayers wees. Hoe is ongetwyfeld 100 jaar plus grote vloed. Ek dink nie die grootste ooit nie. Ek dink nie die Breederivier het dit al so beleef nie. Dit het maar begin by die groot reëns daar in die Toyskloof, Beinskloof, Mitchells Pass en Ceres, die Hexrivier en ook die Dorings, en aan die ander kant by selfs gedeeltes van Stetyn vlierstof wat afloop na die Breederivier toe. Al daai plekke saam met Slanghoek het tussen 300 en 600 mal reën gehad oor 48 uur. En daai water kom in mekaar net aan die kant Rossonville. En ja, die Breederivier het sy naam letterlik gestand gedoen. Ons het besef as iets groots op pad, maar nie die omvang soort van, soos in Engels sê, fathom nie. En ja, baie mense het voorbereidings getref, onsself, maar was ook onkant gevang deur die enormiteit daarvan. En ja, dis nou 5 dae later, die skoonmaakproses het begin, maar ja, ons vind nog steeds plekke waar ons nergens toegang het, die skade val op die plaas, grond wat weg is, pompstasies ensovoorts. Ons praat nou oor Van Loveren, en daar is massiewe skade aan infrastruktuur, geboue en natuurlik voorraad en besigheidsonderbreking wat die grootste bekommernis is. Ons bly positief, ons is definitief nie negatief nie, dis 'n hou wat 'n mens moet vat, en as jy geleentheid het om op te staan, dan soek ons die lig in die tonnel, en ons probeer nie negatief wees nie, ons probeer ons span, ons mense gemotiveer en geïnspireer hou, en sien dit as deel van die realiteit van die lewe en die besigheidsuitdagings. Maar aan die ander kant is daar ook ek dink die relativiteit dat ons het werkers op die plaas wat hulle huise verloor het, wat ons natuurlik voor gaan omsien. So in hulle wêreld is dit ook baie groot op 'n ander skaal. So baie van ons werknemers wat bly op die Silverstrand Robertson golfbaan, hulle huise is onder water. So in hulle lewe is dit ook 'n massiewe impak. Ek dink mens moet altyd die konteks sien. As jy praat oor 'n besigheid en die vermoë om te kan aanbeweeg, is dit groot, dis massief, maar daar is ook ander wat swaarder kry relatief gesproke. En natuurlik is daar baie landboubure wat ook wesenlike skade het. Dit my terugbring na die punt toe van die grootte van die vloed. Ek wil daar's letterlik plase waar 'n gedeeltes van weg is, wat jy nie weer sal op kan boer vir dekades nie. En ek dink dit is die grootsheid van hierdie vloed. Dit is definitief nie net nog 'n verwysing na die volgende 100 jaar vloed nie. Dit is waarskynlik die ene gewees in mensgeheugenis, en ja, selfs in die laaste 150, 200, jy kan selfs langer teruggaan. Dis nou maar raaiskote. Ek dink dis maar die absolute konteks van hierdie koue front wat ons gesien het so vroeg in die winter. So ja, dis nou skoonmaak, regmaak, opbou, aanbeweeg, planne maak, innoverend wees, terug in die entrepreneuriese wortels, en ons sien dit maar dan ook as 'n geleentheid om weer die mark te kan bedien wanneer
wanneer ons reg is daarvoor. So ja, ook ongekend was die ondersteuning op verskeie vlakke uit die gemeenskap uit, en dis ook 'n riem onder die hart. Al kan mense niks doen nie, voel hulle werklik, en veral rondom ons werknemers was daar ook baie hulp wat verleen was, en ek glo daar gaan nog baie wees. Dit gaan 'n tydjie vat om vir dit te hervestig. Ja, ons is dankbaar daarvoor, maar ons is ook baie nederig en geseënd terselfdertyd, en ons voel vir wat rondom ons gebeur het met almal. So ja, dit is beslis een vir die historiekuste, 12 Mei 2026. Baie dankie dit aan Philip Retief, die hoofuitvoerende beampte van Lofrin, wat net vir ons 'n idee gee van hoe dit daar lyk. Ek het 'n video ook gekyk van hoe mense besig is om op te ruim en pallette wat net deur massas water gelig is met al hierdie bokse en bokse wyn boop en dit net so een kant toe gegooi het. So geweldig verlies, sterkte vir almal wat daar betrokke is, en ek het ook gehoor die gemeenskap is besig om vir hulle baie bystand te gee. So groot waardering daarvoor. Sterkte weer eens. Ons sal aanhou ondersteun om daai skade te werk. Om te hoor wat 'n wyn hy op hierdie stadium geniet, het ek by Willem Botha gaan inloer, die baie bekende sanger, TV-aanbieder, fotograaf, natuurlik baie bekend ook vir die grimering wat hy doen en vir daai skoonheidsbedryf waarby hy betrokke is. En ek wou hoor staan hy op 'n eiland iewers, soos wat ek hom deesdae sien op sosiale media, maar wat 'n wyn geniet hy? Welkom Willem. Ek wil julle 'n bietjie vertel van my gunsteling wyn. Nou, ek gaan vir julle jok as ek sê ek is die grootste wynkenner wat daar is in die land, maar nietemin hou ek nog steeds van 'n lekker wyntjie, lekker swaar rooi wyn op 'n koue wintersaand of 'n lekker kraakvars wit wyntjie op 'n somersdag. Ek dink my gunsteling wyn op die huidige oomblik is Lanzerak se Pinotage Rosé. Nou net 'n vinnige agtergrond, ek doen ongelooflik baie fotosessies gewoonlik by Lanzerak en mens kry nie noodwendig aftyd tussen deur die fotosessies nie, maar so rukkie terug het ek darm 'n middag afgehad en ek besluit toe om na die kelders toe te gaan en vir my 'n kaasbord en pastytjie daar te kry en ek besluit toe ook sommer 'n wyntjie te drink en een van die bottels wat vir my uitstaan op die spyskaart is toe Lanzerak se Pinotage Rosé. Ek bestel dit toe en dit slaan toe my asem weg. Ek dink die lekkerste deel van hierdie wyntjie is hoe kraakvars en verfrissend hy is. Nou daar's geure en note van somerbessies, arbeie en sagte blomagtige geure wat dit verskriklik lekker vars maak. So ek gooi 'n bietjie ys by. Hy is amper so crisp as hy by jou keel afgaan. Dis een van die lekkerste wyne want hy's nie te swaar nie en hy gee jou daai verskoning dat jy nog steeds deur die dag darm 'n wyntjie kan drink. So ek geniet dit nou deesdae verskriklik baie. Na my eerste keer wat ek die wyn gedrink het daar by Lanzerak, het ek sommer vir my 2 bokse bestel dat hulle dit vir my aflewer by my huis in Pretoria. So daar is 'n ongelooflike diens en sedertdien drink ek dit gewoonlik lekker op 'n Sondagmiddag aande, veral wanneer ek enige ietsie met seekos, 'n visie sal maak of my gunsteling is natuurlik geroosterde hoender. Ek's mal oor hoender met 'n lekker vars slaai daarbey en dan natuurlik is dit verskriklik lekker om hierdie Pinotage Rosé te drink. Veral as my ouers ook by my kom kuier. Ek dink omdat my ouers so veel kennis het van wyne, is dit vir my dan nou eintlik lekker om ietsie soos hierdie uit te ruk wat hulle noodwendig nog nie gedrink het nie. So ja, dit is vir my verskriklik lekker om wyne so te leer ken, soos wat ek gesê het, ek's nie die grootste kenner nie, maar hierdie enetjie, die Pinotage Rosé, is verskriklik lekker saam met sushi, seekos, geroosterde hoender, selfs ligte pasta geregte. Ek is maar een wat altyd eerder neig na 'n rosé toe as 'n verskriklike swaar rooiwyn. En dit is hoekom ek dan die Lanzerak Pinotage Rosé sal voorstel. As jy hom al probeer het, laat weet vir my 'n bietjie wat julle daarvan dink. Okay julle, vir my Willem Botha. Ek hoop julle kuier lekker verder. Bye. Daai rosé, perfek. Lieflike wyn om te drink so met die sonnetjie wat skyn. My wyn vir die week is die vergelegen Cabernet Sauvignon Reserve 2017 om spesifiek te wees. Jy kan gaan kyk of jy hom nog in die hande kan kry. Ons soek nogal wyd. Dit is regtig 'n lieflike kwaliteit
wyn wat so lekker drink. Jy weet, jy kan nou baie kompleks raak oor die dinge, want dit is 'n komplekse wyn. En jy kry daar lekker spesery en die pruime en die perfekte vlak van houtaroma wat jy daar kan ervaar, 100% Cabernet Sauvignon, met 'n lekker stukkie vleis wat jy hopelik gebraai het. So, die druiwe is geselekteer van vergeleë in se rooi land en soos hulle dit noem, Stone Pine wingerde. Laat my weet as jy die bottel in die hande kry en of jy hom geniet het. Vandag gesels ons en gee 'n blik op 'n deel van die wynbedryf wat ons as gewone wyndrinkers nie noodwendig toegang tot het nie. Ons kyk na vind die fout vandag en ek wil dan daar byvoeg, want dit is vir hom belangrik, is dit mense ook kyk na die fantastiese kwaliteit en hoe wynadviseurs, wetenskaplikes, daai kwaliteit bepaal. In die ateljee het ons vir Karin Coetzee en Lofty Ellis. Hulle is tegniese wynadviseurs van Wine Quality Consultants en toe ek die dag sê, ek wil praat oor vind die fout in wyn. Toe daar, ek meen elke liewe persoon wat ek mee gepraat het, gesê, Lofty, jy praat met hom. En ek weet, jy het ook baie van die studente deur jou hande daar op Stellenbosch en Elsenburg, Lofty. Welkom. Ja, baie dankie. Lekker om hier te wees. So kom ons gesels net oor daai pad. Karin, as mens dink aan wyn, dan dink jy mos nou aan hierdie pragtige valleie van wingerd en 'n glasie wyn op 'n pragtige stoep met 'n sonopkoms. Kom ons gaan maar aan die ander kant om en sons onder liewer gaan. Maar jy het 'n rigting gekies wat in 'n laboratorium gefokus is, wat ek is seker jy gaan baie na die plase toe en daai tipe van ding. Ook maar hoekom hierdie loopbaanrigting? Ag Martlies, ek dink nie my storie is te interessant nie, maar toe ek nou op skool was, is ek nou soos meeste kinders gestuur vir die aanlegtoetse en dit het toe uitgekom dat my twee sterkste punte is maar die wetenskap aan die een kant en dan die kreatiewe kant en toe kom wynkunde hoog op daai lysie op en ek het gedink is baie interessant. Ek het ook maar groot geword. Jy weet wat ons wyn in die huis gehad het en my ouers het ons ook laat proe. Jy weet op Sondagmiddag met middagete. So ek was baie geïnteresseerd altyd in wyn en toe dit nou opkom as een van die goed wat moontlik by my persoonlikheid gaan pas, het ek gedink dit is nogal 'n interessante keuse en ek het toe ingeskryf en ja, dit was vir my baie lekker geweest. Dit is baie interessant dat jy praat van jou kreatiewe kant wat daar ook uit en belig is en so aan, want op die ou en baie mense dink byvoorbeeld wetenskap, wiskunde is nie kreatief nie. Inteendeel, dis geweldig kreatief. So voel jy in jou bedryf, jy kry 'n kans om die kreatiwiteit ook uit te leef? Ja, ek glo so. Ek dink jy weet as veral in 'n wyn, as jy 'n visie het vir 'n wyn en jy het 'n idee van hoe jy graag 'n wyn, wat 'n tipe produk jy graag in die bottel wil hê, daar's definitief 'n kreatiewe kant wat daarin kom met daai produksie. Nou ja, toe, kom ons raak kreatief. Nou met wat jy gebring het om te proe. Ek sê vir as daar iets wat ons kan ruik of proe of so wat vir ons fout aandui. So ek dink ek het nog daai in my vrieskas, maar ons het geskuif, so ek gaan 'n bietjie kyk. Lofty, hoekom hierdie rigting? Hoe het jy in die bedryf beland? En dan ook as opleier, as professor en later dan na jou eie adviseerbesigheid. Ek het in die bedryf beland, ek is gebore op 'n plaas en groot geword op 'n wynplaas, eintlik 'n druiweplaas by Oudtshoorn. En ek het besluit ek wil landbou swat, dit was my rigting en as jy in die Weskaap wil bly, in die Kaap wil bly, dan swat jy wynkunde. Ja. En dit is die landbourigting hierso. Baie geïnteresseerd van die begin af en ek het eers navorsing gedoen by Nuut Voorby, daarna dosent by universiteit en Elsenburg. As ek nou golf speel, Martelies, en hulle vra vir my, wat doen jy? Sê ek werk nog, wat doen jy? Sê ek was dosent by die universiteit. Ek het daai tyd besluit, ek leer nie studente alles nie. Nou gee ek laat fiets en hulle betaal daarvoor. Dit is nou die manier om dit te benader. Slim, Lofty, slim. Studente, julle kan maar vir my 'n bietjie stories stuur van hom as jy hom wil terugkry vir daai stelling. Maar kom ons praat, ek het gevoel ons moet begin by dit wat ons as verbruikers baie keer ervaar en moeilik vind, want jy moet regtig ervaring hê om baie daarvan te ruik en te proe en te weet wat jy ruik en proe. Maar kom ons begin by twee dinge soos wanneer is 'n wyn gekirk en wanneer is dit byvoorbeeld geoksideer? Want ek moet sê, ek was nog altyd redelik goed met die gekirk sake en kan altyd daai invang en toe een keer kry ek 'n 2015 kanonkop iewers. Ek het 'n toespraak gedoen en ek kry dit toe as geskenk en fancy dag, ons gaan dit nou oopmaak op een of ander Vadersdag en so aan.
En nou ruik ek die wyn en ek dink dit was die feit dat hy verouder was, dat jy bietjie onseker was, is dit die ouderdom of is hy regtig gekirk? Toe sê ek nie en daar word altyd vir my gevra of nee, kom, ruik jy eers en so aan. En ek ruik toe nou en ek sê ja, ek weet ek dink hy's maar net dis ouderdom en so aan, maar ek dink is okay. En toe is daai bottel so gekirk. Want die persoon wat toe gesê het dis gekirk is die spesialis in hierdie geval. So dit is verskriklik gekirk geweest. So partykeer val 'n mens se eie sensoriese ervaring eintlik maar vir jou redelik hard. So vertel vir ons wat is gekirk en hoe weet ek my wyn is gekirk? Dit is nogal moeilik. Dit is ervaring. Eerste plek, jy moet blootgestel word daaraan. En deesdae is daar baie minder wyne wat gekirk is. Ons kwaliteitbeheer van die verskaffers is baie goed. So ons kry nie so baie voorbeelde nie, maar jy moet maar voorbeelde hê en dan moet jy 'n beskrywing hê en ek dink dit is wat Karin beter as ek kan doen om my beskrywing te gee van hoe ruik 'n gekirkte wyn, Karin. Ek dink almal het maar hulle eie verwysing op die einde van die dag, maar vir my, byvoorbeeld my eie persoonlike verwysing is, ek dink aan swembad, so 'n swembad se kloor. As ek dit kry in 'n wyn, as ek onmiddellik ons swembad ruik, dan weet ek, daai wyn is definitief gekirk. Maar oor die algemeen sal mense net sê dit daar's 'n miwerigheid aan die wyn. Dit is soos 'n nat, jy weet, kartonboks reuk of 'n koerant, 'n nat koerant reuk. Miwerigheid. So dit sal vir jou 'n duidelike aanduiding wees dat 'n wyn is gekirk, maar ook voordat mens amper op daai punt kom, as 'n wyn net liggies gekirk is, partymal het jy 'n wyn wat jy altyd baie geniet, is altyd baie lekker vruggeure, lekker aromaties, en eendag maak jy 'n bottel oop en hy is net, ons sal sê muted, ja, en plat, en die vrug is weg, en dit ruik net glad nie soos wat jy gewoonlik, en jy sal sê jy is teleurgesteld in die wyn. Ja. En kirk kan dit ook doen, wanneer trichloroanisool, wat nou die komponent is, in die wyn is by 'n laer konsentrasie, dan doen hy dit in 'n wyn. Hy vat net al die, kan amper sê, hy vat die joy uit die wyn uit, en hy maak hom net plat en neutraal. Dit is ook baie keer 'n aanduiding dat 'n wyn is gekirk. Hoe gebeur dit? En moet ek daai bottels nou regop stoor of moet ek hulle so plat laat lê? Of oor plat laat lê? Ja, ek dink eintlik nie die plat lê of die regop stoor gaan veel van 'n effek hê nie. Okay. So jy gaan kyk, as daar nou van die fungus in die kurk is, dan kan hy nou trichloroanisool vorm in die kurk en dit loog dan in die wyn in. Natuurlik, ek wil nie te veel gaan oor regop lê of regop staan nie. As dit in die kurk is, gaan dit in die wyn kom. Okay. In die wynwaterlies. En Okay. ongelukkig is dit nou een van daai eienskappe. Kurkwangeur is negatief. Ja. Min mense sal daarvan hou. En jy het dit nou tereg gesê, jy weet dis net iets wat jy geniet nie, hy wyn nie. Ja, maar kom ons praat net gou vinnig oor die kurk self, want daar is deesdae baie nuwe tegnologie in terme van kurk, so is dit besig om daai tipe van ding heeltemal uit te skakel. As jy soos ons teruggaan op waar kom dit vandaan, kom uit die kurkbas uit aan die boom. En hy produsent wat die kurkbas lewer, behoort dit nie te oes nie. Dit is 'n swam wat op die boom al groei. Okay. So hy moet al daar uitgeskakel word en dan in die proses kan dit verder uitskakel en deesdae het hulle 'n sensitiewe apparaat wat effektief elke kurk kan scan, maar jy betaal 'n bietjie meer vir die kurk, maar as baie goeie kurke wat ons nie meer die wangeer kry nie. En dan wil ek net gou vinnig vra, maar dis nou 'n tipe van 'n restaurantvraag. Julle die bottels wat julle hier gebring het is dan nou met skroefdoppies en so aan. Mense is geneig om nog steeds, al is dit 'n witwyn, skus, maar rooiwyne ook met 'n skroefdoppie nog steeds vir jou 'n bietjie in te gooi om te proe. Is dit nodig as daar nie 'n kurk gebruik is nie? Daar is ander foute ook. As ek Okay. nie van die wyn gehou wat ek bestel het nie, dan is dit jou geleentheid om terug te stuur. Okay. Ek sal die Ongelukkig, dan kom wat dan gebeur is, dan beland die wyn in ons kantoor. Wat die produsent sê, Loftie of Karin, wat is fout met die wyn? En dit maak dit vir ons baie moeilik.
Voordat ons kom by Oksideer, vat ons net deur dit wat julle alles doen, want is so 'n lang lys van dinge wat julle wel verrig en rolle wat julle vervul in die bedryf self. So gee vir ons 'n idee van wat doen julle as kwaliteitskonsultante vir wyn. Dis regtig 'n lang lys. Ek weet Karin, jy het probeer vir my alles deurdraf, maar so half die hoogtepunte en wat interessant is, mense nou kyk na die onlangse vloedskade en daai tipe van ding, daar's nou versekeringseise wat ingaan. Ek weet baie van dit gaan meer oor die breek van wyn, maar soms is daar ander skade gewees. En dan word julle ingeroep en sê kom help en maak seker en sê vir ons wat ons moet doen. Ag Martlies, ek dink ons doen, ek kan amper sê ons doen A tot Z. Jy weet enige iets wat iemand hulp mee nodig het met 'n wyn, of dit nou is om te help met 'n fout van 'n wyn of wat hulle vermoed 'n fout van 'n wyn, as hulle net nie tevrede is met die kwaliteit van die wyn nie, of as hulle bevestiging wil hê dat die wyn wel so mooi vertoon soos wat 'n wynmaker of soos wat die produsent dink te doen. Jy weet ons doen regtig waar, ek wil amper sê iets van alles. Ek sal sê dat ons meeste kliënte wat ons kry sal wees voorbottelering en nabottelering wat ons checks moet doen vir mense om seker te maak dat die kwaliteit is op die regte plek. En dit is, ek wil amper sê, dis in die voordeel van die wynmaker, is in die voordeel van die botteleringsmaatskappy, dis in die voordeel van die persoon wat die wyne maar invoer van oorsee af, net om daai onafhanklike verslag te hê wat sê dat hierdie wyn is topgehalte of hierdie wyn voldoen aan hulle vereistes op 'n analitiese vlak, maar ook dan natuurlik op 'n sensoriese vlak. So dit is maar baie van die wyne wat ons ontvang. En dan soos jy ook gesê het, weet ons kry definitief baie keer foutwyne of as hulle vermoed dat 'n wyn moontlik in 'n fout rigting in beweeg. En dit het baie keer te doen met die mikrobiese toestand van die wyn. Wat se gis of bakterieë groei moontlik in die wyn en hoe kan hulle keer dat die wyn kom op 'n punt wat dit onomkeerbaar is. Ja. Maar daar's 'n groot verskil tussen fout en kwaliteit analise sekerlik. So julle word nou vir beide gevra, maar hoe weet jy volgens die analise wat jy nou van gepraat het, 'n wyn is kwaliteit of nie? So ons gebruik maar ons palette en sê ek dink hierdie is 'n kwaliteit wyn teenoor 'n minder kwaliteit wyn. Hoe presenteer dit in 'n laboratorium en of met julle analise? Ja, ek en Loftie gesels nogal gereeld oor dit. Ons sê altyd, soos enige iemand in hulle eie bedryf, jy leer hoe om iets te lees. Dit vat nie vir ons baie lank om vinnig deur die analises te hardloop en dis nou maar die routine goed om te sien of 'n wyn gesond lyk of nie. Nou net omdat 'n wyn gesond lyk beteken nie dat hy het nie 'n fout nie, maar jy kan baie vinnig daar optel of 'n wyn moontlik in 'n rigting beweeg wat jy nie wil hê nie. Byvoorbeeld as die vlugtige suur miskien 'n bietjie hoër is as normaal. Dit gee net vir ons 'n vinnige idee, wag net gou, hier mag dalk mikrobiese groei wees of hierdie wyn mag dalk nie sensories so mooi wees soos wat jy sal hoop nie. Of iets soos, jy kyk na die swale, want 'n swaal is ook vir ons 'n baie goeie aanduiding oor hoe gesond 'n wyn is en hoe sy loopbaan, kan presies sy loopbaan geloop het tot daartoe. Dis nou tipies die vraag wat ek nou sal vra, jy weet ons hier in die ateljee is die topkwaliteit wyn wat jy nog ooit in die laboratorium of by julle kantore gehad het en so. As ek dink bietjie aan daai tipe van ding ook. Voordat ons nou die oksidasie, wat is die verskil tussen, ons het nou natuurlik nog genoeg data ingesamel met julle sover om sien na as 'n verskil tussen oksidasie en gekurk. Ek dink baie mense het oor die jare gedink gekurk beteken ook dat suurstof ingekom en die ding het nie ordentlik gesiel nie, daai tipe van ding. So hoe werk oksidasie dan? Oksidasie is net wanneer die wyn blootgestel is aan suurstof. Te lang veroudering kan vir jou oksidatiewe eienskappe gee, maar die oksidasie is wat die wyn primêr aan suurstof blootgestel is kan voor die tyd wees, voor bottellering. En almal is nie op staat om dit op te tel nie. En dis hoekom mense wyne na ons toe stuur, net evaluasie voor bottellering en ondersoek. Maar oksidasie is waar dit chemies vorm daar aldehiede. En aldehiede gee jou daai brandkarakter in die wyn. En dit is wat ons waarneem met oksidasie, die aldehied brandkarakter. Dit is negatief. Dit is een van die meeste probleme wat in wyn ontstaan, is oksidasie. Die ander is microbiologiese bederf, wat ernstige probleme kan gee as jy nie wyn reg hanteer nie. Miskien moet ek vir jou die storieetjie vertel, is net interessant. Ons in 2003, dis 'n hele tydjie terug, was in Europa so warm. En ek het te doen gehad met 'n Suid-Afrikaanse wyn wat uitgevoer is Europa toe. En daar het die wyn toe, wat hulle sê, bederf geraak aan die bottel.
Daardie wyn is na 'n Nederlandse laboratorium gestuur. Ek het die verslag gesien. Luister maar, hulle sê, het wyn word zwaar, het vloeit sonder geluid. Ek het ook hard gelag vir daardie een. Jo. Dit was microbiologiese bederf. Waar die bakterieë in die wyn gegroei het, sodra hy blootgestel was in die bottel, by 'n hoë temperatuur het die bakterieë gegroei en die wyn word dik in die bottel. Ja. Dit kan selfs gebeur. Dik. Vaderland. Kry julle partykeer van hierdie wyne wat hulle nou so met 'n baie fyn naald gedeelte uittrek of julle stuur sê is hierdie ding drinkbaar. Het julle al daai tipe van analises gedoen of Nee, ons kry die bottel. paspoort? Ons kry gewoonlik die bottel. Ja, ek het nog gedink ek praat hier van die goed wat soos weggebêre word vir '100 nee, jaar nee. en daai tipe van ding. Ja, hulle probeer ons uitvang. Okay. Ek het al gehad het 'n wyn wat in die vaatjie in die see verouder is. En die ander een op land en dan stuur hulle die twee wyne blind om te proe, jy weet, en dan jy weet nie wat sonder vir ons weet dat dit die geval was, dan het hulle nou baie te sê oor die kommentaar wat ons gegee het van die wyne, maar ons het geweet wat dit was nie. Ja. Maar tog al goed gehou die wyn in die vaatjie. Maar sê gou vir my op die noot van ouer wyne in Swan, veroudering, wat maak van 'n wyn 'n goeie wyn om te verouder? Mense dan sê dit moet 'n kwaliteit wyn wees, maar daar is soms seker kwaliteit wyne wat nie goed verouder nie, of is dit die deel van 'n kwaliteit wyn dat hy so goed sal verouder? Ek weet nie of julle ooit daarmee werk nie. Ja. Ja, ek dink dit is altyd so maklik nie. Ons kan nie in die toekoms voorspel hoe 'n wyn gaan verouder nie. Jy weet, dis altyd vir my interessant, dis gewoonlik 'n onderwerp as ons as 'n paneel 'n wyn moet beoordeel, so maar by 'n kompetisie. Ek sal altyd sê vir die paneel, ons moet altyd in gedagte hou, ons proe daai wyn soos hy nou is. Ons kan nie voorspel hoe hy gaan verouder nie, ons kan nie voorspel hoe hy gaan ontwikkel in die bottel nie. So as 'n paneel dan vir my sê, ja, hulle het hierdie wyn baie hoë punt gegee, want hulle vermoed oor 10 jaar gaan hy nog mooier wees. Maar dit is nie vir ons om te besluit nie. So dit is 'n moeilike ding, jy weet, dit wat ons kry, jy kan tot 'n mate sien wanneer 'n wyn genoeg substansie het om te kan verouder of nie, maar tog op die ouend, dit is nie vir ons om dit te kan voorspel nie. Okay. Daar's 'n paar analitiese goed waarna ons kan kyk, soos ekstrakgehalte, hoeveel volheid die wyn het. Hy gaan beter verouder, maar daar is andersins nie veel wat ons kan sê nie. Ek gaan vir julle 'n bietjie later ook vra oor die 1886 epidemie en ook oor die toekoms van Suid-Afrikaanse wyn en klimaat wat julle ook seker bekommerd oor is, maar kom ons praat 'n bietjie later daaroor. Verduidelik asseblief vir ons wat het julle nou gebring om te proe en hoe werk daai? Karin. Ek het nou maar 3 bottels gebring wat ek gedink het vir ons interessant kan wees. So die eerste wyn is 'n wyn wat geoksideerde eienskappe het. En wat ons kan verwag uit hierdie wyn uit is, as jy kyk na oksidasie, weer eens almal hulle eie verwysing, maar ek sal sê my verwysing is gewoonlik met 'n rooiwyn veral is 'n wyn wat vir jou ryk soos 'n sherry, maar dit is nie 'n sherry nie. Dis vir jou onmiddellike aanduiding dat die wyn is geoksideer. Die ander tipe eienskappe wat mens aan oksidasie assosieer sal wees iets soos groen appelskil of gerasperde appel, wat dan so daai amper bruin gerasperde appel, baie tipies oksidasie. Ek dink as jy die glas optel, dit is 'n geoksideerde wyn. Jy kan onmiddellik agterkom, dit is nie 'n lekker geur wat jy daar ruik nie. Die oksidasie kan jy duidelik ruik. Ek kry port. Ja, net so. Presies, port is 'n ouer wyn. Sherry is maar dieselfde. Ja, in dis terme dieselfde. van baie keer jou neus, ja. Verwag jy dit in 'n gebottelde wyn? As nee, jy doen nie. Nee. En in daai geval weet jy onmiddellik. As dit nie 'n sherry is nie, of is nie 'n port nie, dan weet jy die wyn is geoksideer. Kan ek dit nog steeds drink? Ja. Jy gaan Jy dit gaan nie nie siek raak af van of jy nie. gaan nie siek raak nie, maar jy gaan dit nie geniet nie. Okay. Of ek gaan dit nie geniet nie, miskien kan jy dit geniet. Ja, nee, dit is baie mooi. Ja, ek is altyd so half druk deur. Drink dit wat hulle vir jou voorgesit het, maar ja. Jy beland soms in posisies waar iemand vir jou wyn gee en verwag jy hom die wyn geniet. Ja, nee. En dan ek het 'n kurkwyn gehad wat iemand vir my gegee het. Die persoon kan nie kurk waarneem nie. En hy Goed. geniet die wyn en ek sit daar so. Jammer, gelukkig was daar 'n potplant.
potplant so langs die kant uitgooi. Ja, jy shame. Ek dink ook mens wil nou nie vir sherry en port sleg sê nie, né? Maar jy moet nou onthou, 'n sherry en 'n port is gemaak in daai spesifieke styl vir 'n rede en hy word nou so, ek wil amper sê, bymekaar gesit. So en ek dink dit is dis belangrik om te onthou soos wat Loftie sê, dat jy die wyn jy gaan hom nie geniet nie. Waar 'n port en 'n sherry gaan jy baie geniet want hy is gemaak om seker van daai eienskappe te wys. Maar in 'n normale tafelwyn wat daai geure het, jy gaan dit nie geniet nie. En ons dan maar 'n bietjie suiker by port in. Ja, dit help ook altyd. Dit maak 'n verskil. Ja. Wat is die volgende een wat jy geskink het? Wat moet ons nou hier verkeerd vind? So hierdie is 'n wyn met 'n relatiewe hoë vlugtige suur. Dis 'n baie jy kan nou ryk, dis 'n baie vlugtige suur, is 'n baie mooi sagte beskrywing van asyn karakter. Ja, ek wou sê appelasyn. Appelasyn. Dit is presies. Nee, jy kan dit maklik waarneem. Jo. Ja. Nee, maar Ek het jou gesig gesien toe jy dit. So dis nie moeilik om hom waar te neem nie. En hierdie is nou vir jou 'n voorbeeld. Kyk, hierdie is nie iets wat ek gedokter het nie. Die geoksideerde wyn het ek nou maar 'n bietjie gedokter. Hierdie het ek nie gedokter nie. Hierdie is 'n wyn wat ons ontvang het in ons kantoor en dit is 'n voorbottelering wyn. Ja. So in hierdie geval kan dit baie waardevol wees vir die wynmaker wat nie hierdie raak sien noodwendig nie of nie dit optel nie. Of tyd het om dit te proe nie. Of tyd het om dit te proe nie, wat 'n onafhanklike verslag kry en voordat hy die tyd en die moeite en die kostes nagaan om hierdie wyn in 'n bottel te kry, kry hy 'n verslag van Wine Quality af wat dan sê, "O gats, wou gaan hier, so ons moet bietjie kyk na hierdie wyn voordat ons dit bottel." Hoe maak 'n mens dit reg? Kan jy? Want dit is daar interessant. Die wetenskap het so ontwikkel dat daar metodes is waar jy die asyn suur, die chemiese verbinding uit die wyn kan haal. Sjoe. Maar in die geval is die wyn te ver. Jy gaan nie die wyn kan regmaak. Okay. Op Kan 'n jy vroeë meng met stadium, ander wyn? op 'n vroeë stadium kan jy dit met tegnieke Ja. verwyder. Ja. Soos wat jy nou sê, jy weet jy kry appelasyn. Nou in hierdie wyn, ek ryk die nalak politoerverwyderaar. Dis 'n absolute asetoon etielasetaat. So vir my dis te ver. Hy's te ver af. Jy kan hom nie meer omdraai nie. Goodbye. En net so te loop, so hoe Peter 'n mens met 'n wyn om hom geoksideer te laat ruik en smaak. Wat het jy bygesit? So ek het daar onder in die laboratoriumkas het ek haar 'n groot 5 liter kan wat ek jare terug al so wyn ingegooi het en hy het nou maar so hy staan en oksideer nou maar daar. So as ek ooit 'n oksidasie voorbeeld het, dan vat ek 'n halwe bottel en ek blend hom so of ek versny hom so totdat hy lekker sterk is en dan weet ek Mooi. So as jy die etiket te loop sien op die video, dit is nie die wyn se skuld nie. Dit is so deur haar gedoen. ja, absoluut. Goed, so jy het nou vir ons 'n derde wyn gebring. En ek kan nie wag om te hoor wat fout met hierdie wyn is nie. Ek vind hierdie tipe van eksperimente en spesifiek julle wetenskap so interessant. Soos jy sê, dit om elke keer met 'n hele ander wyn te doen te hê, met 'n ander streek, 'n ander terroir, 'n ander wynplaas. Dit moet baie interessant wees. Vertel vir ons van die een. Wel, ek wil voordat jy nou voordat ek vertel wil ek net ook sê dat die interessante ding vir my van so wyne ontvang is, ons kry nie altyd die agtergrond nie. So ons kry 'n wyn by die kantoor en hy staan daar op jou lesenaar en jy het geen idee hoekom dit ingestuur is nie. Die wynmakers sal nie altyd vir ons laat weet nie. So dit is baie keer 'n verrassing as jy nou moet oopmaak en jy weet nie, is dit nou 'n fout, is dit nie fout nie. So ja, so wat jy nou sê, die verskillende tipe goed wat daar aankom kan nogal interessant wees. Maar okay, hierdie derde voorbeeld wat ek gebring het, is eintlik nie 'n fout nie. Maar die wyn is 'n baie jong wyn van 'n kultivar wat vreeslik baie fenole het. So fenole is verantwoordelik, dit gaan vir daai frank gevoel gee. En die idee is ook 'n wyn wat deur ons kantoor gekom het. En net eenvoudig vir die feit dat as jy hom in jou mond sit, sal jy voel daai tannine is ongelooflik droog. Dit droog jou hele mond uit en hy is nogal, jy weet, mens kan proe, dit is 'n verskriklike jong wyn. So in hierdie geval sal ons aanbeveling wees, man, jy moet so 'n bietjie tyd gee. Dit is nog nie reg om in die bottel te gaan nie. Of ek weet nie of jy enige ander aanbevelings het wat mens kan gee net om hom bietjie te versag. Daar is metodes wat ons kan volg om die tannine te versag in die wyn. Ons kan seker goed byvoeg wat wettiglik is.
Maar dit is die moeilike een. Jy weet, party mense hou van 'n wyn wat jou op 'n byt soos die tannin. Maar ons glo wyn moet goed afgerond wees. Weet jy, die wynskrywers gee baie mooi geurbeskrywings van die wyn. Ons kyk baie min na die smaak. By rooiwyn is dit veral die tanninbalans wat vir ons belangrik is. En in ons verslag gee ons juis kommentaar op die tanninbalans van die wyn. Hy moet drinkbaar wees en jy moet hom geniet. Sommige wyne is 'n bietjie sterker tannin, 'n stukkie styk gaan lekker saam met hom. Ander wyne wil jy net geniet, dan moet die tannin beter afgerond wees. Ja. Baie lief is vir swaar tannin wyne, maar ja, dit is wat jy daar sê op die ou end. Is my baie lekker saam met kos. Is nie altyd noodwendig so toeganklik op sy eie nie. Toe ek kom nou vir die eerste keer ruik, toe ruik ek gis wat jy sopas in 'n bietjie warm water gesit het en hom laat staan het. Ek het 'n gis. Jy's nogal skerp, dis 'n jong wyn, jy behoort dit nog te ruik. Okay. Nou weet ek nie, nou vertrou ek niks meer wat ek nie toekoms van nou en nie van nou nie, want dit is beoggends nogal oorweldigend, so 'n redelike baie gisbrood reuk vir my. Ja. Ag, ek dink dit is 'n goeie aanduiding, die wyn is nog nie reg om in die bottel te gaan nie. Ja. Ek sal hom nog steeds drink. As hy reg is, en hy kan baie beter wees, maar ek sal hom nog steeds drink. Nee, ek spot. Jy hoef binne van hom te drink, want hy bly sit in jou mond. Loftie, vertel vir ons bietjie, as ons kyk na die geskiedenis, ek het gaan vra, jy weet, wat is van die groot skade en wat verrig is in die wynbedryf in Suid-Afrika in die geskiedenis. Groot gevalle, geskiedkundig. Ek het vroeër verwys na die phylloxera epidemie en dit was 1886 en die oïdium. Dit is hulle noem die powdery mildew en dit was in 1859 en fungus wat daar soveel moeilikheid gegee het. Wat het daar gebeur en wat was die effek daarvan op die wynkwaliteit en of jy enigstens kan oes? Ja, dit kom terug daai 1800 se probleem met die phylloxera was 'n wortelskade dat die stokkies het fisies doodgegaan in die wingerd. Maar ons het baie goed daarop aangepas. Ons ent ons stokke na bestande onderstokke. So 'n wingerdstok bestaan uit twee tipes druiwe. Onderstok en 'n boostok. Die boostok gee vir ons die druiwe wat ons by wyn maak. So dit is basies uitgeskakel. Ons plant nie meer soos ons noem makstokke nie. Wat die swampsiektes betref, die oïdium, powdery mildew en dan nou donsige skimmel was die ander een wat hier in 1978 begin het. Goeie wingerdbestuur help om dit uit te skakel. Maar as jy baie vog het in November tot Februarie in die rypwordstadium, dan is die druiwe sensitief daarvoor. Daar is chemiese middels en ook organiese middels wat ons gebruik om dit uit te skakel. So ek dink die wynmakers en die wingerdmense veral is baie goed daarin om dit te beheer. Ons het nie meer daardie probleem nie. En ek kan sê die wynbedryf, veral die wingerdbedryf is baie goed ingerig om nie groot skades te ly as gevolg daarvan nie. Die skades wat ons ly is wanneer ons wingerde wegspoel soos verlede week. Ja, kom ons praat gou daaroor. Ons het nou vroeër gehoor daarso van Loeferin en wat in daai streek ook gebeur het en dit is regtig skrikwekkend die skade wat daar verrig is, maar wat is die impak van die tipe van vloede? Ons kyk nou na 2020 was daar ook redelik baie skade geweest, maar hierdie was ouens het gesê dis die eerste keer in 100 jaar wat hulle sien is so erg of ja, kyk die wingerd die water het 'n meter en 'n half hoër gestoot as die vorige vlakke. Sure. Dit is daarby van Loeferin in die Bonnievale omgewing. So niemand het dit verwag nie. Daar is ook 'n geval gewees wat mense nou sê mens moet goed uit die keller uitgevat het nie. Dis nie moontlik gewees nie. So ons het baie simpatie vir hulle vir die fisiese skade wat hulle gely het. Aan die wingerdekant is daar van die boere wat nogal baie positief is. Nou kan hulle lekker modder ingekry van die ander gebiede af. Ek het nie meer kunsmis nodig vir volgende jaar nie. Hulle kan, maar daar's wingerde wat weggespoel is. Ja. Dit is baie skade so. By Springfield, né? Les Sauvignon Blanc, ja, sover ek verstaan. Groot gedeelte is weg, ja. So dis waar die skade is. Kom ons kyk na die verskil tussen, jy het gesê mikrobies teenoor chemies in terme van wynfout. Kyk, mikrobies beteken dat daar is mikroorganismes verantwoordelik vir die fout wat jy waarneem. So mens kry byvoorbeeld tipe giste wat regtig ongewenste karakter in 'n wyn gee. As jy dink aan iets soos Brettanomyces wat vir jou regtig onaangename elastoplast en barnyard en
perdagtig en sweetagtige karakter kan gee. Ek wil net sê op daai noot het ek gehoor spesifiek daarvan en ek het 'n bietjie rondgevra dat rooiwyn en Bordeaux se whisky daai peaty karakters veroorsaak dit. Het iemand vir my gesê. In Swan dat hulle sê dit veroorsaak dit in sekere wyne in Bordeaux. Jy kan dit assosieer daarmee. Okay. Maar ek vind Bordeaux is goed. Hulle gaan nie 'n wyn op die mark sit wat daai karakter het nie. Verstaan jy? Maar jy kan dit assosieer daarmee. Ja. So ja, dit kan ook self wel amper 'n ribberigheid gee. Dis regtig onaangenaam. So dit kom nou van 'n tipe gis af. Dit is nie jou normale gis wat jy in jou wyn het as tydens fermentasie nie. En hy kan na die fermentasie kan hy nog ook groei in die wyn. Microbiologies kyk ons ook na bakterieë, goed soos Lactobacillus en asynsuurbakterieë en Pediococcus. So daar's allerlei name vir die goed en hulle kan oorleef in die wyn en dit maak die wyn sleg as hulle genoeg kos het om te kan oorleef, dan ja, kan hulle die vlugtige suur opstoot, soos jy nou die voorbeeld wat jy nou geryk het en geproe het. En onder andere net onaangename karakters tot die wyn leen. Ja. So daai is half die microbiologiese kant, maar dan aan die chemiese kant het ons bietjie meer van 'n natuurlike reaksie, soos byvoorbeeld oksidasie, is daar natuurlik suurstof wat by is met hierdie reaksie. So suurstof veroorsaak dan dat die oksidasie reaksie plaasvind en dan vorm die aldehiede soos wat Loftie gesê het. Ander chemiese foute kan nou wees soos die, wat ons nou sê, die gekurkte wyn, maar dan moet ek ook net daarby sê dat jy weet, ons is geneig om altyd te sê dat 'n wyn is gekurk. Nou ek hou daarvan om liewer nie te sê 'n wyn is gekurk nie, maar eerder om te sê dat 'n wyn het 'n muf karakter. En die rede daarvoor is mens kry wyne wat nie onder 'n kurk, jy weet, wat nie in 'n bottel is wat met 'n kurk toegemaak is nie. Of jy kry selfs wyne wat nog in 'n tank lê wat 'n muf karakter het. En dan is dit nogal onregverdig om die skuld aan die kurk te gee as die wyn nog nie eens in kontak was met 'n kurk nie. So, maar 'n tipe muf karakter, alhoewel 'n swam betrokke is, dit is tog 'n chemiese komponent wat dan nou in die wyn inkom en dan die wyn bederf. Ja. Ander foute kan ook wees goeie soos wat chemiese komponente wat van water afkom, soos hulle met vuil water die tanke se nou maar sou uitwas. Ja, Daar's baie plekke van kontaminasie. absoluut. Baie. Julle is in die wynbedryf. Julle studeer saam met baie van die mense en gewerk saam met baie van die mense wat wyn maak. Hoe bly julle onafhanklik? So kom ons begin daar en dan so 'n bietjie die algemeenste fout wat julle ook baie sien. Maar ten eerste, dit het ons geleer. Wine Quality Consultants se verslae is eerlik. Dit is sleg as jy weet as oud student of 'n goeie kliënt of 'n top kliënt wat top wyne maak en 'n stuur 'n wyn in en jy moet sê nee, die wyn is nie bemarkbaar nie. Ja. Dit gebeur. Maar dit is wat ons dink goed maak. Is ons eerlike opinie van die wyn. Okay. Baie keer is dit een of twee persone of ek of sy of beide van ons se kommentaar, maar ek dink ons geloofwaardigheid is deur jare opgebou. Dat ons dit kan deurgee. Ja. Dis die belangrike ding dat 'n onafhanklike verslag kan kry. So wat is die fout wat julle die algemeenste sien, wat die meeste oor julle pad kom? Oksidasie word meestal uitgeskakel by die keller. Jy behoort nie 'n wyn te botteleer wat geoksideer is of 'n hoë vlugtige suur het nie. Ja. Dat jy kan analities toets wat die vlugtige suur. Maar microbiologiese bederf is die een wat by verre, ek dink, die probleem gee. Dis 'n geval van ons het mikrobes nodig, ons het giste nodig, ons het bakterieë nodig in die wyn. Maar soms oorleef daar die bakterieë, veral die ongewenste tipes, en hulle kan vir jou 'n bederf in die bottel gee, dikwels 'n maand, 6 maande, selfs 'n jaar na die tyd. Ja. En dit is een van die dienste wat ons lewer om die wyn voor bottellering te ondersoek en te kyk wat is die mikrobestand en dan 'n aanbeveling oor die filtrasie te gee. Dat jy nie die wyn ontneem van sy eienskappe deur die wyn te fyn te filter nie, maar deur 'n grove filter te gaan wat net voldoende is om die bakterieë uit te haal uit die wyn uit. Karin, die beste wyn, hoë kwaliteit wat al oor jou pad gekom het. Ek wil amper sê as wyndrinker ook. Dit hoef nie in die laboratorium te wees nie, want jy sal dit tog steeds op 'n manier op jou eie analiseer dit wat jy drink. So wat jy net gevoel het kwaliteit gewys, die balans, alles is net fantasties. Dis vir jou die vraag, Karin. Dis 'n Karin. moeilike een. Daai vraag kry ons oral. Ek is seker ek het nie gedink dit is verskriklik oorspronklik nie, want dit is net vir my wat dis is om vir 'n wingerdboukundige te vra hoe proe jy wyn en hoe verskillend wyn vir jou smaak. Dit is julle palette is vir my interessant en die feit dat julle kom met die wetenskaplike agtergrond daarvan.
Marlies, ek vir u eerst antwoord. Daardie wyn wat jy die meeste geniet op die regte plek. Baie sê vir my, Ja. en dit is waar, die wat saamgaan met daai wyn, Ja. gee baie van die wyn weg. En as jy 'n lekker ete het of 'n romantiese, Pas op net ja, vir die skies tog 'n skies- romantiese ete het of op 'n ver plek sit, piknik hou, daardie wyn wat jy geniet is die lekkerste. Raak loftie nou baie mooi romanties. Wat drink julle by die huis? Watter wyn geniet jy by die huis? Of drink jy baie wyn? Eintlik baie ligter stylwyne. Ja. Omdat ons so baie vol wyne proe, Ja. geniet ek eintlik die ligter stylwyne. Goed. Drink jy baie oorseese wyne ook? Word jy genoeg blootgestel? Ons proe baie oorseese wyne. Ek hou van die Suid-Afrikaanse wyn. Ek ken die styl baie beter. Dankie. Ek saam met hom. En jy, Karin? Ek het nogal 'n lekker versameling oorseese wyne by die huis. So ek het die voorreg om as 'n panele te dien by die Conco Mondial wynkompetisies en dis altyd waar ook al ons gaan, want hulle sal altyd die plek waar die kompetisie gehou word sal skuif elke jaar soos op 'n nuwe plek wat dit aangebied word. En ek sal altyd huis toe kom met 4-5 bottels. En mense is mos maar geneig om daai bottels te hou vir 'n spesiale geleentheid. Maar veral in die wintermaande dan het ons lekker rooi wyne en verskillende tipes. Maar mens hou ook maar dit vir wanneer jy saam met jou vriende is, dat almal kan proe en saam drink. So ek geniet die oorseese wyne nie noodwendig altyd omdat dit my smaak is nie, maar net omdat dit vir my interessant is om te sien hoe ander lande hulle wyne maak. By die huis moet ek vir jou sê, kyk, ek dink almal in die wynbedryf wat my ken, sal weet ek is baie passievol oor Sauvignon Blanc. Maar op die oomblik, ek dink mense onderskat hoe lekker 'n Sauvignon Blanc is wat goed gehoud is, wat nou net die regte hoeveelheid hout is en wat absoluut gemaak is om in daai styl te gaan. En 'n elegante Sauvignon Blanc wat 'n bietjie hout het, is vir my baie lekker. Ek wil dit skree van geboue af, jy weet, en ook vir ouder, jy weet, ek bedoel dit gee ook 'n bietjie meer kompleksiteit sodat dit beter vir ouder, al daai dinge. So gaan ervaar dit. Ek spot net elke keer met mense wat sê hulle soek hierdie jaar se Sauvignon Blanc en dink ek maar die volgende jaar is beter. Mens hoor baie van appelmelksuur. Jy het vroeër verwys na suur en so aan. So met daai as swaaf verwysing, wat is die balans, die korrekte analitiese balans vir goeie wyn? Jy weet waar moet die pH lê en al daai tipe van dinge. Ek weet jy hoef nou nie 'n volledige universiteitsles hier te gee nie, maar net dat ons verstaan as mense praat van suurvlakke en al daai tipe van dinge, waar moet dit lê? Suikervlakke, wat is ek weet dit verskil ook baie tussen wit en rooi en die verskillende variëteite, maar as jy vir ons 'n idee kan gee van die perke eintlik wat jy mee werk. Ons te beleid, ons kry die wyne soos blind in ons kantoor. Ons het dikwels nie analises nie, al het ons analises. Ons evalueer die wyn voor ons na die analises kyk. So as die wyn se balans reg is en die suur is nie te laag nie, dan maak dit nie saak wat die wyn analities wys nie. Analities is daar wel sekere riglyne. Ons weet 'n wyn se suur is gewoonlik tussen 5 en 6,5 gram per liter. Ons weet wat die ander eienskappe van die wyn is, maar dit gaan saam met die alkohol. Ongelukkig is ons alkohol 'n bietjie hoog in Suid-Afrika. Die hitte invloed, die klimaatsverskil maak dat ons druiwe ryper oes. Ons alkohol is 'n bietjie hoog. Daar's ook 'n metode om alkohol uit te haal om te verlaag voor jy borduleer. Ja. Maar dit dra by tot die balans van die wyn. Maar ons glo nie dat analises werklik die bepalende faktor is nie. Wanneer dink julle gaan ons op 'n plek wees waar hulle die alkohol kan verwyder en daai wyn nog steeds smaak? Soos dat hy sal smaak voordat jy die wyn, die alkohol verwyder. Want ons weet dit is 'n groot neiging. Ek kyk baie na ligter wyne. Daar is 'n paar wat hier by 8,5 trek. Daar's eers selfs 'n blikkie, ek weet, julle kan maar oordeel, 'n blikkie wat ek al van gepraat het,
wat 4,5% alkohol is, dit baie verfrissend is voordat jy lus is vir jou lekker swaar rooiwyn. So ek dink daar's regtig 'n behoefte, dink jy ons gaan ooit daar kom, want bier is bietjie nader, bier en daai tipe van goed, se alkohol voel vir my is makliker om uit te haal sonder om vreeslik baie van die smaak te boet, alhoewel ek dink daar's 'n paar bierdrinkers wat daarmee ook nie gaan saamstem nie, maar Loftie, wat dink jy van daai toekoms? Ons werk aan metodes om die alkohol te verlaag. Okay. Natuurlik, daar is geen twyfel daaroor nie. Dat 'n wyn wat sy alkohol is 13,5 is baie lekkerder om te drink as 'n wyn van 15 alkohol. Almal sal saamstem. En van die wingerdkant af, dwarsdeur probeer ons om dit te doen. Ek dink daar sal tegnieke kom. Dit is iets wat ons noem omgekeerde osmose, reverse osmosis, wat nie so hard op die wyn is om uit te haal uit die wyn uit nie. Die tegnieke word al hoe meer verfyn, maar dit is weer eens 'n uithaal. Ek verkies natuurlike een, maar jy nie moet gaan dit hê en uithaal nie. Iets byvoeg of uithaal nie, Nee, weet, ja. so ons werk daaraan, maar dit gaan nie gou gebeur nie. Ek wonder baie ook oor, jy het vroeër genoem wat volgens wet toelaatbaar is om by wyn te voeg. Is dit moontlik om vir ons bietjie net te noem wat soms by wyn gevoeg word? Daar's 'n paar omstrede geskiedkundige oomblikke in Suid-Afrika natuurlik wat ons nou nie oor hoef te praat nie. Maar dalk net 'n paar dinge wat bygevoeg mag word om wyn se balans reg te kry. Kyk, een wat bygevoeg mag word wat almal gebruik is swaweldioksied, SO2, en dit word by baie produkte bygevoeg. En laat ek sommer hierso duidelik sê, wyn se SO2 is baie laer as baie ander produkte sin. En dit is nie skadelik nie. Die dosisse waarby ons dit voeg nie, as wetlike grense waaroor ons nie mag gaan nie. Maar dit beskerm die wyn teen oksidasie. Dan is daar heel wat ander, ons mag suur by ons druiwe voeg en ons wyne voeg. Europa mag dit nie oral doen nie. Ons het 'n warm klimaat, ons het dit nodig om die wyn balans te gee en die wyn gesond te hou. En dan is daar 'n reeks ander goed soos wat ons noem breimiddels, finings in Engels, wat toelaatbaar is. Ons moet die wynproteïen stabiel maak. En daarvoor interessant gooi ons 'n klei by die wyn, bentoniet. Sure. En dit haal die proteïen uit. Daar is niks anders as die proteïen uithaal nie. Dis nie, dit beïnvloed nie die smaakie, dit beïnvloed niks, maar dit maak die wyn stabiel, anders raak die wyn troebel in die bottel. So daar is 'n reeks toelaatbare additives. Ja. So wynplase in die algemeen moet ook hulle wyn tog laat toets. Daar's mos regulasie daaroor ook. So hoe werk dit? Hoeveel keer 'n jaar moet 'n wynplaas gaan? Moet hy maar net 'n bottel instuur van al sy wyne dat dit getoets word en dan gee hulle nou 'n sertifikaat, of hoe werk dit? So wyne word getoets, kyk as jy 'n wyn graag wil sertifiseer, so jy sal altyd sien op die nek van 'n bottel sal daar 'n seël wees wat nou basies sertifisering is. En vir wyn om daai sertifisering te hê, sal hy outomaties geanaliseer word, analities om te kyk dat hy voldoen aan al die vereistes. 'n Sekere hoeveelheid wyn sal ook geproe word om te kyk vir sensoriese minimum kwaliteit, jy weet, in die sin dat is dit vry van enige foute. So ja, die wyne word analities geanaliseer om te kyk dat hy nie oor enige van die wetlike limite oorskry nie, en ja, jy het dit nodig om jou wyn te sertifiseer. Nou wil ek praat oor daai versekeringseise. Jy weet, een van daai gevalle waar jy by betrek word wat jou eintlik laat huil vir die arme wynplaas of wynboer. Of van daai gevalle wat regtig veel uitgestaan het, wat was die redes vir daai eise en op watter manier is julle toe nou ingeroep om te bevestig dat dit hierdie verlies is. Want ja, ons weer daar's 'n geworstel met hierdie sake gereeld op vir ons ook. As kyk na mediese fondse en so aan. Ja, dit vir die naam te noem is dit is 'n baie moeilike een. My benadering nou opsig is dat as die wynmaker, die produsent sy pligte nagekom het en voorsorg getref het dat daar nie skade of kontaminasie sal wees nie, dan het hy 'n eis. Ons het ook gehelp om sekere van die regulasies vir die groot maatskappye saam te stel vir wyneise. So ons weet waarvoor geëis kan word, maar eenvoudig in ons die wyn gehad vir oksidasie, net. Dit is primêr die wynmaker om te sorg dat sy wyn bly vol tanke. Hy beskerm die wyn met voldoende swaweldioksied. En as hy dit nie gedoen het en gekyk het na die wyn en nie, kan hy gaan eis van die assuransie daarvoor nie. En dis waar ons gewoonlik die assuransie agente help met net 'n expert opinie van die betrokke eis.
Jy kry ander gevalle, iemand koop 'n wyn sit hom in die yskas, 'n vrieskas, hy wil hom gou koud maak en hy vergeet hom, dan skei jy wynkristalle uit. Nou wil hy 'n ander bottel hê. Dit is net 'n kwessie van verkeerde hantering van 'n gebottelde wyn. Ja, en as ek's fout met die As kristalle. niks fout in die wyn nie. Ja. So, Help asseblief net gou op daai noot vir mense asseblief met die kristalle saak. Sediment en kristalle, dit voel vir my ek wil die twee saamvoeg. Kan jy net vir ons sê wat veroorsaak dit en is dit 'n probleem? Vir my is enige sedimente of kristalle, nommer 1 moet jy kyk hoe oud is die wyn. Jy kan tot 'n mate sediment en kristal afsaksel verwag met 'n ouer rooi wyn. Dit is tog net natuurlik. Dit is 'n natuurlike produk en oor tyd gaan hy waarskynlik gaan die wyn 'n bietjie van 'n afsaksel hê. So mens moet maar 'n bietjie grasie hê met die ouer wyne vir dit. Maar dan jy gaan nie verwag van 'n jong wyn om as jy hom in die yskas gesit het dat daar 'n klomp kristalle uitgegooi moet word. Dit beteken dat die wyn was onstabiel toe dit in die bottel ingegaan het. En dit weer vir my wys vir my dat 'n wynmaker het nie die aandag gegee om die wyn stabiel te maak nie, om seker te maak dat daai kristalle of nie kristalliseer nie of dat die kristalle klaar uitgesak het voordat hy in die bottel is nie. So dit is maar 'n natuurlike suur, dit is jou wynsteensuur byvoorbeeld wat nou kyk jou wynsteensuur is basies versadig in jou wyn en sodra jy hom koud maak dan wil hy kristalle maak. Dit is absoluut 'n natuurlike proses, maar soos ek sê, dit is heeltemal onskadelik en die verbruiker hou net nie daarvan nie, hulle hou nie daarvan om vaste stowwe in die wyn, van die bottel te hê, of die laaste glas het 'n klomp kristalle. Ja. Maar dit is eintlik onskadelik en baie natuurlik en dit is eintlik iets wat nogal redelik maklik voorkombaar is as die wynmaker sy werk reg gedoen het. Baie bly dat ons dit ook nou weer uitgeklaar het vir 'n slag. So drink hom maar, dis oukei. Die toekoms van Suid-Afrikaanse wyn, ek wil julle opinie van julle perspektief af ook vra. Klimaat, die verskillende variëteite wat julle glo meer hier hoort. Ek het nou die dag gepraat met 'n wynplaas, so ek vir al 3 van die mense wat daar is vra wat hulle gunsteling wyn, toe sê hulle die Grenache. Soos die Grenache wit wat hulle dan nou verkies. Wat ek interessant gevind het, want dit is nie die tipe van variëteit wat baie Suid-Afrikaners so bekend mee is nie. Jy het dit dalk al 1 of 2 keer geproe, maar sal nog altyd iets anders koop. So wat is julle gunsteling variëteite in Suid-Afrika, Sauvignon Blanc kryks, as ek reg onthou van Karin, maar in die toekoms van wyn in Suid-Afrika, wat julle ook graag sal wil sien van boerdery se kant af om baie van hierdie foute te voorkom? Matlies, ek dink Sauvignon Blanc sal lank nog die gewildste bly. Ja. Ek kom van 'n plaas af en dit gaan ook oor wat goeie opbrengs lewer en 'n goeie kwaliteit lewer. So ons kan nie daarvan wegkom nie. Wat nuut is, die Grenache Pinot Gris vir my een wat beslis in die toekoms meer gaan word. Sauvignon Blanc is baie terreinspesifiek om goeie wyne te produseer. Aan die rooi kant het ons die 4 hoofkultivars, Cabernet, Sauvignon, Pinotage, Shiraz en Merlot. Alles sal daar bly. Ander soorte soos Tannat, 'n nuwe een, Malbec sal altyd aanvullend wees en daar sal produsente wees wat baie goeie wyne van hulle produseer, maar daardie 4 grootes sal die mark dra al die jare. Wat die toekoms betref, ek is baie positief. Die wynbedryf kan goed aanpas by omstandighede. Van wynmaak kant af weet ons hoe om ryper druiwe te hanteer. Ons kan suur byvoeg as die suur laag raak. Ons kan ons gistingstemperature aanpas. Ons is, die eerste in Suid-Afrika wat by lae temperatuur gegis het, wat verkoeling gebruik het. Ja. Ander lande het dit nie gedoen, hulle het by ons geleer. En nou staan dit op 'n etiket. Nou staan dit by Cold etiket. ferment. Ja, cold fermented, ja. So nee, ons het al die innovasies om suksesvol te wees in die toekoms. Karin? Dis positief soos hy. Ja, ek dink ook as ons kyk na ons klimaat en jy weet die wêreldtendens met die klimaatsveranderinge. Ons land het genoeg verskillende tipe terroirs en wynbouareas en selfs nuwe wynbouareas, ek dink ook om mee aan te pas en om aan te hou om goeie wyne te produseer. So ek dink dit gaan maar nog 'n bietjie innovasie vat van ons produsente soos wat die tyd omgaan en as die tendens aanhou soos wat dit doen. Maar ek dink ons kan positief wees oor die toekoms van Suid-Afrikaanse wyn. Baie dankie weer eens dat julle ingekom het en julle spesialistveld met ons gedeel het. Wat moet julle volgende doen in die bedryf? Wat is julle volgende projek? Mag julle dit deel?
Waar gaan proe jy weer deesdae wat lekker is? Nee, ons het 'n hele klompie goed wat ons doen. Interessant kry ons al hoe meer navrae van vervaardigers wat seker goed wil getoets hê. So ons kyk daarna. Maar andersins help ons waar ons kan ons kliënte is die wynbedryf. Dis mooi, die kliënte is die wynbedryf. Julle baie dankie, sterkte vir die toekoms en ek wil vir julle gesondheid maar Nie op die wyn ek nie. gaan nog 'n slukkie neem hier kom op. Daar's niks fout met hom nie. Dis 'n kwaliteitsaak tot 'n mate. Gesondheid, baie dankie. Klink hy. Baie dankie Marlies. Geniet die wyn in jou glas. Baie dankie my gaste. So lekker om met hulle te gesels en so baie geleer. Laat my weet wat vir jou uitgestaan het hierdie week. Hy het verwys na wyn wat onder die oseaan verouder word. So daar is plekke wat dit doen. Wynmakers verouder wyn onder die see om die stabiele jaarlikse koue temperature. Daai hele totale duisternis en die wiegbeweging wat so afsag is van maangetye te benut. Nou die proses skep natuurlik druk, suurstofvrye toestande en daar is plekke soos in Spanje, hulle doen dit daar by Plencia Bay, dan ook in Kroasie, in Nieu-Seeland en dit is om die wyn dan in daardie metodes te verouder onder die see. So jy gaan lees bietjie op, daar's verskeie plekke wat dit wel doen. Dis jou wynfeit vir die week. Baie dankie weer eens dat jy na die episode van Die Reine Wynheid geluister het. Ek sien vir jou volgende week.